Goeiemiddag, is alweer tyd vir Heuning en Granaat. Dis heerlik om saam met julle te kuier. Ek is Ina van Vieren van Pure Pomegranate Ministries en jy's natuurlik ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en jy kan livestream op livefm.co.za. Hier by Heuning en Granaat neem ons die woord, die skrif, en ons gaan soek die heuning daarvan, daardie soetheid, daardie openbaringskennis gaan soek ons, en dan leef ons vrugbaar. Die granaatpitte moet spat, geliefdes. Ons moet vrugbaar wees in die koninkryk, met dit wat ons leer in die woord. En vandag wil ek jou nooi om saam met my te gaan kyk, juis vir vroue maand, gaan ons 'n bietjie kyk na die Spreuke 31 vrou. Maar ek wil nie gaan kyk na Spreuke 31 en 'n wapen in my hand neem en vir jou vertel dat jy nie goed genoeg is nie. Want jy sien, dis mos maar wat ons doen. Ons kyk in die spieël en ons sê vir onsself, ek is nie 'n goed genoeg Spreuke 31 vrou nie. En ons het dit 'n wapen gemaak. Maar intussen is daar soveel waarhede daarin opgesluit oor die volwasse bruid van Christus. En ek wil saam met jou vandag bietjie in hierdie skatte gaan delf van die Spreuke 31 bruid. Die volwasse bruid, wat in haar bediening staan, wat vol staan. En as jy nou dadelik gedink het, maar ek staan nie in die bediening nie, dan hoop ek dat jy na vandag sal besef, jy staan in bediening, geliefde. Bediening beteken nie jy staan op 'n verhoog nie, dit beteken nie jy het 'n logo nie. Iemand het eendag na my ouers dood gesê, hulle het 'n bediening gehad sonder 'n logo en sonder 'n naam. En dis wat ons moet doen, ons moet in bediening staan en nie eens bekommerd wees oor 'n naam en 'n logo nie. Want jy sien, die koning roep ons om waarlik Spreuke 31 bruid te wees. Ons gesels vandag oor die Spreuke 31 bruid. Jy is ingeskakel op die program Heuning en Granaat, natuurlik op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy kan livestream op livefm.co.za. En dit is vroue maand, so ons kyk 'n bietjie na vroue hierdie maand, spesiale vroue. En ons kan nie anders om af te skop met Spreuke 31 vrou nie. En soos ek gesê het, ek wil vandag so bietjie die spook van die Spreuke 31 vrou platslaan. Daardie wapen wat ons daarvan gemaak het, wil ek platslaan. Soveel vrouens word verniel met hierdie woorde van Spreuke 31. Manne wat vir hulle vrouens sê, jy's nie 'n Spreuke 31 vrou nie. Van kansels af word daar boodskappe gebring oor die Spreuke 31 vrou, en vrouens sit op die banke en hulle meet hulle self daaraan, en dan word hulle te lig bevind. Of ons doen 'n studie daaroor, want ons wil tog so graag in ons harte, in ons wese, wil ons so graag 'n Spreuke 31 vrou wees, en dan weet ons mis dit. So ons neem self daardie wapen op, en ons kastei onsself met hierdie wapen van ons is nie goed genoeg nie. Mag jy nou vandag totaal anders na jouself kyk, want in die Spreuke 31 vrou leer ons dat dit nie gaan oor wie ek is nie. Het gaan in die eerste plek oor wie ons koning, ons bruidegom is, en in die tweede plek gaan dit daaroor dat ons elkeen vul 'n stukkie van hierdie prentjie. As ek nou vir jou 'n skrifskildery kon maak oor die bruid van Yeshua, die bruid van Christus, as ek hier 'n foto kon neersit voor jou, pragtige skildery van die bruid, weet jy wat, dan vul ek en jy een klein gaatjie op daardie skildery. Dalk is jy die vinger, dalk is ek 'n granaatpytjie, dalk is jou suster 'n haarstringetjie of wat ook al. Jy sien, ons almal maak hierdie prentjie vol. Ons is nie een persoon wat hierdie prent moet volstaan nie. Ons almal, dis 'n kollektiewe term, die bruid van Christus. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Spreuke 31 begin by vers 10, die knap vrou. Nou, of jy hom nou vertaal met die knap vrou of die deegsame vrou, dit gee ons almal so 'n bietjie rillings. Want ons almal voel ons moet hierdie vreeslike formidabele vrou wees. Maar as jy gaan kyk in die Hebreëus, dan is hierdie woord
Eshet Chayil. Chayil praat van dapperheid, praat van sterkte, praat van krag. Dis eintlik 'n woord wat gebruik word vir 'n leermag, 'n army. Gideon word geroep met hierdie naam. Die engel kom by hom en hy sê vir hom, jy sal van nou af genoem word Chayil Gibor, dapper held. So knap is baie meer as net oulik met naaldwerk en goed met kos maak en goed met onthaal. Nee, dis 'n dapper vrou, dis 'n formidabele vrou. En die woord Eshet, waarmee vrou vertaal word, beteken vrou van die verbond. En in die Hebreëse alfabet lê daar geweldig baie skatte opgeteken. En as Jesus sê, hy is die Alfa en Omega, dan is dit die Griekse alfabet en hy sê ek is die eerste letter en die laaste letter. As ons daarna gaan kyk in die Hebreëse letter, dan sê hy, ek is die Alef en die Taf, die eerste letter en die laaste letter van die alfabet, en alles tussenin. En as jy nou jou Spreuke 31 oop het by jou, voor jou, gaan jy sien dat daar in sekere vertalings, is daar aan die begin van elke versie 'n Hebreëse woordjie. Dit begin die eerste versie, vers 10 met Alef, en die laaste versie eindig met Taf. En die woordjie Eshet Chayil, kan jy nou hoor, hy is die Alef en die Taf, maar nou sê ek, sy is die Eshet. Dis dieselfde Alef en Taf, maar daar is 'n klankie binne-in. En dit is die naam van God, El Shaddai, wat in haar is. Dit is die vuur van God, die passie van God, die passie vir haar bruidegom, wat maak dat sy 'n vrou van die verbond is. So sy is die wederhelfte van die bruidegom. Hy is die Alef Taf, sy is die wederhelfte van die Alef Taf, die counterpart. So ons moet gaan kyk, wat sê hierdie gedeelte dan nou van haar, wat die wederhelfte of die ander helfte van die bruidegom is. Dit sê 'n knap vrou, wie sal haar vind? In die eerste plek sê dit vir ons, sy was op 'n stadium dalk verlore, maar sy is nou die gekoopte een. Want daar staan, haar waarde is ver bo korale, sê een van die vertalings. 'n ander vertaling sê, sy is meer werd as rubyne. As 'n ander een wat praat van edelgesteentes, parels, daar's klomp vertalings, dit praat alles van iets wat baie kosbaar is, maar haar waarde is nie in wat sy doen nie, nie in wat sy glo nie, nie wat sy kan doen nie. Haar waarde lê daarin dat sy gekoop is deur die bloed van die lam. Geliefdes, ons moet hierdie bruid soek. Ons moet in ons kerke, moet ons die bruid leef. Hoe lyk die bruid? Sy is die counterpart van haar bruidegom. Met ander woorde, sy het sy eienskappe, sy praat sy taal, sy het sy hande en voete. Dan sê dit, die hart van haar man vertrou op haar en aan besitting sal dit hom nie ontbreek nie. Wat is jou bydrae wat jy tot die koninkryk leef, my geliefde vriendin? Besef jy dat elke gawe wat jy ontvang het, is ter wille van die koninkryk? Besef jy dat jy lig is? As jy behoort aan die koning, is jy lig. En staan jy daar waar jy staan, 'n kolletjie lig vol, wat die duisternis laat verdwyn, wat die duisternis wegdruk. Die hart van haar man vertrou op haar. Nou, ons kan nie na Spreuke 31 gaan kyk, en nie ook daaruit lesse leer, vir die VVV's van vandag nie. Nou, jy is 'n VVV geliefde as jy 'n vrou is, 'n vrou vir vandag. En dan moet ons gaan leer wat hier staan. Dit sê die hart van haar man vertrou op haar. En dan is my vraag, geliefde, is jou man se emosies veilig by jou? Is jou man se drome veilig by jou? Voel jou man veilig by jou? Kan hy jou vertrou? Want dit is so ontsettend belangrik.
En ek kan nou nie onmoontlik nie vandag in hierdie program al die skriffies hanteer nie. Maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie in diepte gaan kyk na hierdie gedeelte uit Spreuke 31. Ek gaan hier en daar net vinnig daaraan raak. Ek het 'n hele boek daaroor geskryf. Dis heeltemal te veel om vandag aan te raak. Maar vers 16 sê, sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, en met die verdienste van haar hande plant sy 'n wingerd. Dit is baie maklik om te sê, ons moet nou 'n wingerd gaan koop, dan beteken dit ek moes nou al 'n paar wynplase gehad het, want ek hou van die Boland. Maar dis glad nie waarvan dit praat hier nie. Dit praat van om potensiaal te sien. Sy dink na oor 'n stuk grond, sy sien potensiaal in 'n stuk grond. Jy sien, geliefde, daai persoon wat verby jou loop op die straat, daardie persoon agter die toonbank, hulle is daardie stuk onbewerkte grond. Dink jy na oor daardie stuk grond, sien jy potensiaal in daardie persoon, en koop jy dit met tyd? Koop jy hierdie persoon se saligheid dalk met jou tyd? Omdat jy tyd spandeer met hierdie persoon, om hierdie persoon te laat verstaan dat hy of sy waardig is. Om hom te laat verstaan dat hy die potensiaal het om 'n wingerd te word waaruit die koning kan vrug kry. Sy dink na oor 'n stuk grond en sy koop dit, en met die verdienste van haar hande plant sy 'n wingerd. Ons geestelike lewe word vergelyk met 'n wingerd. Hoe plant ek en jy 'n wingerd? Saadjie vir saadjie, plantjie vir plantjie. Dis hoe ons dit doen in ander ouens se lewe. Maar jy sien, ons moet na hulle kyk en ons moet potensiaal in hulle sien. Die Hebreëse woorde Adam ha-kavod, ek gaan hom weer 'n keer sê, Adam ha-kavod, word in ons Afrikaans vertaal met menswaardigheid. Maar dit beteken eintlik mensdraer van die glorie van God. So as ons iemand menswaardig hanteer, dan beteken dit ons sien die glorie van God in hulle, ons sien dat hy dat hulle 'n skepsel is wat deur hom gemaak is. En jy sien, as ons daarna kyk, dan sien ons die potensiaal in iemand. Terwyl ons luister na musiek, wil jy nie so bietjie vir Vader vra? Hy moet jou iemand op die hart plaas, wat hy sien as 'n potensiële wingerd. Iemand by wie jy so bietjie kan gaan tyd spandeer en daardie stuk grond koop. Nie om daardie persoon te kontrol nie, om saad daar te kan gaan saai. Jy sien, jy kan nie sommer net saad saai en wegloop nie. Daai grond moet bewerk word. Wie is dit wat Vader op jou hart plaas? Wat potensiaal het om 'n wingerd te word? Welkom terug, jy is ingeskakel op Heuning en Grenaat, hier op Live FM, 100.6 in die Kosje area, 98.1 in die Potchefstroom area, en natuurlik kan jy livestream op livefm.co.za. Ons praat vandag oor die Spreuke 31 vrou, en ek wil so bietjie daardie las van ons afhaal, want jy sien, die oomblik as ek hierdie skrif lees van dat sy staan op as dit nog vroeg is en sy maak vir haar hele huishouding kos, selfs vir haar werkers, dan dink ek altyd, o jene nee, ek is nie 'n goeie Spreuke 31 vrou nie. Of sy soek wol en linne uit en werk met ywerige hande, en dan besef ek, maar ek is nie goed genoeg nie. En ek begin 'n wapen in my hand neem, en ek maak van hierdie kosbare woord 'n wapen, wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie. Maar as ons gaan kyk na die diepte van Spreuke 31, geliefdes, dan word dit so 'n kosbare skat in ons skatkis, van bruid wees, van gelowig wees, want dan begin ons heeltemal anders kyk na hierdie. Ons sien hierdie dan nie as 'n wapen nie, maar ons begin sien dat ons iewerste in hierdie prentjie inpas. En ons begin besef dat dit eintlik praat van
die bediening van die bruidkerk. En elkeen van ons het iewerste 'n prentjie waar ons inpas. Maar dis 'n boodskap ook vir elkeen van ons persoonlik. Hoe leef ons vanuit hierdie plek van volheid as deel van die bruid? Net nog 2 versies waarna ek so 'n bietjie wil gaan kyk, is vers 25. Krag en luister is haar boekleed en sy lag onbesorg oor die toekoms. Die Engels sê strength and majesty is her clothing and she laughs at the day that is coming. Sy lag vir die dag wat kom. Geliefdes, daar's net een manier hoe ek en jy kan lag vir die dag wat kom. En dit is as ons weet dat ons weet wie ons koning is. Dat ons weet hy is ons voorsiener. Dat hy in beheer is. En maak nie saak hoe chaoties dit daar buite is nie, maak nie saak hoe donker daar buite is nie. Hy het ons. En hy is besig om goed in plek te skuif vir my en vir jou. Daar is deurbraak op pad. Ons koning is op pad om ons te kom haal. Ons kan lag vir die dag wat kom. Maak nie saak wat vertel Facebook vir ons hoe erg dit is daar buite in die wêreld nie. Ons kan maar lag, want ons oë is gerig op ons koning. En ons is bekleed met krag en majesteit. Krag, sterkte, want ons weet wie ons koning is, en daardie majesteit. Geliefde, jy's 'n koningskind. Dit beteken jy is bekleed met majesteit. Ons vergeet so maklik dat ons in die gees bekleed word met die allermooiste klere. Ek wil hê jy moet sommer jou oë toemaak en bedink 'n bietjie hoe lyk jou klere in die gees. Vra vir Vader om dit vir jou duidelik te maak, hoe lyk jou klere in die gees. Want jou geestelike liggaam word bekleed met die allermooiste kledingstukke. Ons weet dit nie eers nie, maar dis regtig so. Gaan lees dit in die woord, daar's baie kledingstukke. Die eerste een is jou kleed van redding. Dis daardie bloed van die lam wat ons bedek, maar dis 'n kledingstuk, praat die woord van, die Afrikaans is nie heeltemal so duidelik nie, maar die Engels praat baie duidelik van 'n garment of salvation. Hoe lyk daai rooi rok van jou? Jou robe of righteousness is 'n spierwit rok, hoe lyk dit? Jou mantle of praise, hoe lyk dit? Gaan sit bietjie by die koning en gaan hoor, hoe lyk hierdie dinge? Hoe lyk dit as jy geklee is met sy heerlikheid? Die volgende skrifgie sê, haar mond maak sy oop met wysheid en liefdevolle onderrig is op haar tong. Die Engels sê dit so mooi, the teaching of kindness is on her tongue. Geliefdes, luister nou mooi wat ek vir jou sê. Ek gebruik die woord kindness, want dit is vir my 'n baie dieper woord as vriendelikheid. Vriendelikheid is ja, jy gee 'n glimlag en dan gaan jy maar aan, maar kindness is, dis iets wat uit jou uitvloei. Kindness is nie net 'n glimlag nie. Kindness is daardie omgee, dis daardie warmhartigheid. Die wat luister na my program sal weet, ek hou niks van die woord barmhartigheid nie. Dis warmhartigheid. Kindness kom uit 'n warm hart uit. Dit sê daar so, sy maak haar mond oop met wysheid en daar's kindness op haar tong. Daar's 'n ander skrif in Spreuke wat sê, kindness in a man is to be desired. Meneer, hoe lyk jou kindness? Ontvang jou vrou kindness? Is dit, kom jou kindness uit 'n warm hart uit, wat haar raak sien as 'n kosbare vrou? Jy sien, Spreuke 31 word in 'n Joodse huishouding elke Vrydag aand seën die man sy vrou met hierdie woorde van Spreuke 31. Hoe kosbaar is dit nie? Want jy sien, hoe kan jy as priester van jou hoof van jou huis gaan staan en Vrydag aand, of maak nie saak watter dag jy kies om dit te doen nie, jou vrou seën? Hoe kan jy haar in die res van die week vervloek? Meneere,
Ek hoop julle wat luister, hoor wat ek vir julle sê, seën jou vrou met hierdie woorde van Spreuke 31, vertel vir haar, sy is 'n kosbare juweel, haar waarde lê daarin, dat sy behoort aan die koning. Hoor wat sê die tweede laaste vers van Spreuke 31. 'n Vrou wat die Here dien, moet geprys word. Een van die ander vertalings sê, moet geëer word. Geliefde vrou, jy wat nou luister, vir jou wil ek sê, ek eer jou. Jy wat vas staan, te midde van baie moeilike omstandighede. Jy wat vasklou aan jou koning, soos wat daardie vrou wat aan sy mantel gegryp het, aan die soem van sy mantel, aan die tsitsie, die tosseltjie van sy mantel vasgegryp het, want sy het geweet, in hom lê daar redding, in hom lê daar genesing. Jy vrou, wat vashou aan jou koning, terwyl die wêreld om jou uitmekaar uitval, terwyl jou man en jou kinders of jou familielede in die duister vasgevang is. Vir jou eer ek, want soos Ragab aan daardie rooi tou vasgehou het, en jy vashou aan die koning, so wil ek vir jou sê, sal daar verhoring van jou gebede kom. Ragab moes in geloof staan, verby die chaos om haar, beyond destruction. Sy is nie gered voordat die mure begin val het nie. Sy is gered nadat die mure geval het. Maar God het haar gebede gehoor. En jy, geliefde vrou, vir jou sê ek eer jou geloof. En vir jou sê ek, God sal jou gebede antwoord. Want die laaste vers sê, gee aan haar die vrug van haar hande. Mag hulle haar in die stadspoort vir haar dade prys. Geliefde, jy wat dalk alleen staan by die werk. Jy wat dalk alleen staan in jou huishouding. Jy wat dalk alleen staan in jou geloof. Jy sal die vrug van jou hande pluk. Jy sal dit eet. En daar sal van jou gesê word, hierdie vrou het waarlik die lewende God gedien. En vir jou, liefste vrou wat luister, en jy dink ek weet nie eers wie hierdie God is nie, ek weet nie eens wie om aan hom vas te hou nie, ek weet nie hoe om aan hom vas te hou nie, wil ek vir jou sê, soos vir die vrou wat haar hand uitgesteek het, en daardie mantel gegryp het, omdat sy geweet het, dat hy alleen die antwoord het. Vir jou wil ek sê, steek net jou hand uit, want hy sê vir jou, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Geliefde vrou, vandag wil ek vir jou sê, die God van die heelal het 'n besondere sagte plek vir 'n vrou. Hy hoor jou gebede. Hy hoor jou mamma gebede. Hy hoor waar jy jouself aan hom oorgee en sê, ek wil deel wees van die rein bruid van Christus. Hy hoor jou. En hy staan met oop arms om jou te ontvang. Al wat jy moet doen, is hardloop in sy arms in. Mag hierdie dag vir jou 'n dag wees, wat jy ervaar, hoe die engele uitroep, hierdie vrou verdien om geëer te word. Mag jy reeds hier op aarde die vrug proe van jou kniewerk, van jou praatwerk, van jou liefde. Shalom geliefde, mag jy 'n wonderlike vrouedag beleef, mag jy 'n wonderlike vrouemaand beleef. Shalom en totsiens.